Dierbare Vader wat in die hemel is, ons dankie in die wonderlike naam van Jesus vir die voorreg wat ons het, Here, om hier saam te kom as medegelowiges met die vooruitsigte van die ewigheid om saam met al die verlosstes van alle eeue te vergader op daardie see van glas wat ons glo, Here, binnekort gaan gebeur. In afwagting van ons, Here, dat U met ons sal wees, ons sal lei en help op die weg wat U vir ons gebaan het. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek het net een tekst wat ek graag wil lees in Markus 10. Ek ken allemaal die verhaal van die ryk jong man, vers 21. Markus 10 vers 21. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Mag die Here sy geleesde woord seën. Om elkeen van die deel te maak aan aanbidding, gaan ons saam staan en ons gaan lied 31 sing. Ons wag net gou vinnig vir die projektor om op te kom. Hy is nou geen nou lekker probleme daarso. Gee gou 1 sekonde asseblief.
Ons vra nou dat julle saam met ons kniel in gebed vir die hoofgebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u liefde. Here, dankie vir u genade. En dankie vir u opoffering. Here, ons vra dat u met ons sal wees vandag. Waar ons na u woord gaan luister. Waar ons tyd met u gaan spandeer. En dit wat ons inneem vandag, ons sal huis toe vat. En in ons lewens toepas, Here. Waar ons weet, u is die groot verlosser. En u het groot planne vir ons. En dat ons harte elke dag opnuut vir u sal gee. Here, ons vra nou dat u saam met oom Ben sal wees, waar hy die boodskap vir ons gaan bring. Maak ons harte ontvanklik vir die boodskap, Here. Stuur die Heilige Gees om ons te lei, om ons verstande rein te maak van die wêreldse dinge, en ons harte oop te maak vir u liefde. Amen. Ons gaan nou vir die diakones vra, vir die opneem van die tiendes en die offergawes. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader in die hemel is, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan teruggee. Ons vra dat u die offergawe sal vermenigvuldig en gebruik daar in die wêreld, waar ook al u dit goed vind, om u woord te verkondig, om die wederkoms nader te haas. Amen. Ter voorsetting van ons aanbidding gaan ons nou saam staan en lied nommer 212, 212 saam sing.
die krag afgaan was ek 'n bietjie benoud. Ek was bang my vriende in Japan hoor my nie. Jy weet, in die begin toe ons met hierdie dinge begin het ek gesê, as ons so aanhou met Afrikaans praat die hele wêreld, jy weet, nader Afrikaans tot die Japaneese en al die mense. Nietemin, geliefdes, ons het die afgelope 2 sabbate het ons gepraat oor mense. Laasweek het dit gegaan, kan jy onthou, oor Sodom en Gomorra, Lot en Abraham. Vanoggend het ons na Rut en Boas en Esther gekyk. En as jy my veroorloof, geliefdes, wil ek hê ons moet nog na nog 'n karakter in die Bybel kyk, in die Nuwe Testament. Baie bekende gedeelte, die ryk jong man. En kyk wat ons daaruit kan leer en of dit van toepassing is in ons lewens. As ons daar begin in Markus 10 vers 17 sê dit en toe hy op pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op sy knieë. Geliefdes, die eerste punt waarvan ons moet kennis neem is dit, dat hierdie ryk jong man begin met die regte toenadering tot God op sy knieë. Wanneer dit gaan oor ons aanbidding of ons toenadering tot God, waar moontlik en wanneer moontlik op ons knieë. Dit is nie asof ons voor gewone mense onsself bevind nie, maar ons bevind ons voor die skepper van die hemel en aarde. Punt nommer 1, hy kom op sy knieë. Punt nommer 2, en hy vra, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Die tweede punt waar ons moet oplet is dat hy klop by die regte adres aan. Wanneer dit gaan oor ons verlossing, dan gaan dit oor Jesus Christus. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie, het Jesus by geleentheid te gee. Daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee waardeur ons gered moet word nie. Hy kom op sy knieë, hy kom by die regte adres, Jesus Christus, en hy vra die regte vraag. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit is seker een van die vrae waarmee die meeste mense in die tydvak waarin ons lewe soms worstel en sukkel. Selfs ek nog op hierdie stadium van my lewe, kom daar ook hierdie gedagtegang by my baie keer op. Wat moet ek doen? En tog sê die woord van die Here van ons, dit is nie so veel te maak met wat ek doen nie, maar veel te maak oor wat ek glo. Ja, ter spyte van sy hoedanighede, goeie hoedanighede, hierdie ryk jong man, het hy gevoel dat daar iets kort kom. Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Hy kom in die regte houding, hy kom na die regte adres, hy vra die regte vraag en hy kry die regte antwoord. Vers 19 sê die van jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hierdie jong man antwoord hom en sê, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en het hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê.
kom dan hierheen en volg my. Christus het in die aangesig van die jong man gekyk, asof hy sy lewe lees en sy karakter deurvors. Hy het hom lief gehad en het verlang om hom die vrede en genade en blyskap te gee wat sy karakter wesenlik sou verander. Een ding kom jy kort, het hy gesê. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat hê in die hemel. Kom dan hierheen en volg my. Die vraag wat by my ontstaan het toe ek hierdie gedeelte gelees het, was daar 'n reserve wat hierdie jong man teruggehou het? Een ding kom jy kort, het Jesus gesê. As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom hier en volg my. Hy het hom gevra om te kies tussen die hemelse skat en die wêreldse grootheid. Die hemelse skat sou gewis gewees het as hy net Christus wou volg. Maar hy sou sy selfsug moet versaak, sy wil aan die beheer van Christus oorlewer. Christus se woorde was vir die owerste inderdaad die uitnodiging: kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Die keuse het by hom berus. Jesus het gehinker na sy bekering. Hy het hom die swak plek in sy karakter gewys. En met watter diepe belangstelling het hy die jong man nie aanskou terwyl hy die saak oorweeg nie. Besluit hy om Christus te volg, moet hy hom alles gehoorsaam. Moet hy sy ambisieuse skemas laat vaar. Met watter innige sielehonger het die heilige jong man aangekyk in die hoop dat hy sou toegee aan die uitnodiging van die Gees van God. Die owerste het dadelik besef dat Christus se woorde alles inhou en hy het hartseer geword. As hy maar die waarde besef het van die gawe wat hom aangebied is, sou hy dadelik een van Christus se volgelinge geword het. Hy was 'n lid van die eerwaarde Joodse raad en die Satan het hom versoek met vleiende vooruitsigte vir die toekoms. Hy wou die hemelse skat hê, maar ook die wêreldse voordele wat sy rykdom hom nie kon besorg. Hy was jammer dat daar sulke voorwaardes moes wees. Hy wou die ewige lewe hê, maar was nie gewillig om die prys te betaal nie. Die ewige lewe was vir hom te duur en hy is bedroef daar weg, want hy het baie besittings gehad. Hy het homself bedrieg deur te dink hy hou die wet van God. Hy het getoon dat rykdom sy afgod was. Hy kon die gebooie van God nie onderhou terwyl die wêreld vir hom eers gekom het nie. Hy het die gawes van God liewer gehad as die gewer. Christus het die jong man gemeenskap met hom aangebied. Volg my, het hy gesê. Maar die heiland was vir hom geringer as sy aansien onder die mense of sy besittings. Om sy sigbare skatte te verruil vir die onsigbare hemelse was te veel van 'n risiko. Hy het die ewige lewe van die hand gewys. En Christus is daar weg om die waarheid vir goed te gaan dien. Duisende gaan deur die beproewing en weeg Christus teen die wêreld op. En baie kies die wêreld soos 'n jong owerste. Draai hulle rug op die eiland en sê in hulle harte: ek wil hierdie man nie as 'n leier hê nie. Elkeen moet dink wat dit beteken om na die hemel te verlang en tog jou rug daarop te draai weens die voorwaardes. Dink daaraan wat dit beteken om vir Jesus te sê: nee, ek kan nie alles gee nie. Selfonderwerping lê ten gronde aan die leer van Christus. Dikwels word dit meegedeel in 'n taal wat gebiedend klink, omdat daar geen ander manier is om die mens te red, as om die dinge wat van hom weg te neem, wat indien gekoester, die hele lewe sal demoliseer nie.
En so geliefdes in hierdie verhaal sien ons dat die jong man wegstap. Hy verdwyn in die geskiedenis, ons hoor nooit weer van hom nie. Ja, ten spyte daarvan dat hy die regte houding na die Here toe gekom het op sy knieë. Hy het dit by die regte adres sy versoeke afgelewer. Hy het die regte vrae gevra met betrekking tot sy ewige lotsbestemming. Hy het die regte antwoord gekry, maar helaas doen hy die verkeerde ding. Terwyl ek hier na gelees het, geliefdes, het die vraag by my opgekom. By my as individu. Maak jy nie ook soms so nie? En 'n mens wonder hoekom is die verhaal in die Bybel aangeteken. Is dit daarom aan te toon hoe moeilik dit is vir 'n ryk man om in die hemel te kom? Hoegenaamd nie. Laasweek se geheeteks het ons volgelei 1 Korintiërs 10 verse 11 en 12, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as waarskuwings aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wat is die een ding in my lewe wat kort kom? Ek kan vir u ook die vraag vra vanoggend. Maar ek ken u nie so goed. Ek weet nie wat is u belewenis. U belewenis met die Here nie. Ek weet glad nie. Maar ek weet wat my belewenis is. En ek glo as u grootmoedig genoeg is, weet u ook wat u belewenis is. Weet u miskien ook van daai een ding wat kort kom in u lewe. As daar niks is nie, prys die Here daarvoor. Maar daar's 'n woord in ons Afrikaanse woordeskat wat so uitdagend is, maar. As daar iets is, nooi die woord van die Here ons uit. In Markus 9. As jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is veel beter dat jy vir jou om vermink in die lewe in te gaan as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onblusbare vuur. Is daar 'n ietsie? Jou hand, jou handelswyse. Jy weet, ons sien mekaar voor die kop, maar ons sien onsself nie voor die krop nie, né? Maar voor God met wie ons te doen het, is alles oop en bloot. Hoe hanteer ons lewens buite in die raamwerk van die kerk? Is dit miskien die een ding wat kort kom, ons optrede daar by die werk? Wanneer ons selfs in die kettingwinkels en so aan, jy weet, ons daar vind. Is ongeduld. Jy weet waarvan ek praat. As jou voet jou laat struikel, kap dit af. Het is beter vir jou om krepel deur die lewe te gaan as om 2 voete te hê en die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur. Soms bevind 'n mens ook jouself op plekke waar jy eintlik nie hoort nie. Ek dink in die jare terug, ek het dit al vertel, hoe maklik dit is om jou voet te bevind of in 'n plek te bevind waar jy eintlik moet wees nie. Op pad daar Witbank terug
na die gevangenisdiens waar ek gewerk het, was daar 'n groot wat is 'n billboard in Afrikaans, 'n groot kennisgewing. En dis by die robot. En as daai robot rooi is en ek stop daar, dan sê ek vir my vrou, kyk gou wat wys vanaand in die inry. En as dit iets is wat my geval, dan vanaand sit ek daar in die kring van die spotters. Bevind ek my weg op 'n plek waar ek glad nie hoort nie. Dis baie maklik om daar te beland. Ek glip net hier in en ek glip net daarin. Maar die oë van die Here, die Heer kruis die aarde en hy toets ons niere. Wat is die een ding wat ek kort, wat tussen my en God staan, dat ek nie die volle genietinge van 'n Christelike ondervinding saam met God geniet nie? Wat is dit? Miskien is daar niks, miskien is daar iets. Mens moet maar in jou siel baie keer krap om by antwoorde uit te kom. As jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog in die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê in die hel en die vuur gewerp te word. Geliefdes, hieroor kan ons seker baie boekdele oor skryf en praat. Ons dink aan die media, né? Televisie. En jy sien, daar is mense wat meer van Netflix weet as wat hulle weet van die woord van die Here weet. Daar is baie dinge wat ons na kyk, wat ongeoorloof is. En ek praat vir myself. En ek het gevind, geliefdes, dat as jy ledigheid op jou hande het, dan is die duiwel omtrent aktief met jou. Gou die televisie aankyk, kyk of waar nie iets is wat noemenswaardig is nie. Dan kom maar net miskien 'n lekker cowboy prent oor, of 'n lekker moordverhaal. En daar word jy vasgevang. So, wat is die een ding wat ek kort kom? Ek het gedink aan Christelike entoeïsme. Is daar nog so iets in ons lewens teenswoordig? Entoeïsme oor die dinge van die Here. Is dit nie miskien die ding wat ek kort kom nie? Weet, om opgewonde te word oor die dinge van die Here. Dis bly die Sabbat. Of het ons, weet jy wat is die woorde wat ek na soek nie, amper soos gewoonte, daarin verval. Entoïsme, ontbreek dit miskien. Wel, ek wil vir u sê, die geliefdes, dat selfondersoek was nog nooit maklik nie. Maar helaas, dis nodig. Daar is niemand anderster wat vir u gaan help met selfondersoek nie, behalwe die Gees van die Here. En baie keer is mense nie eers bewus van die feit dat daar tekortkominge in jou lewe is nie. Want jy gaan net aan van dag tot dag. Maar miskien is daar iets, daar die een ding wat ek kort kom. En daarom is het belangrik, geliefdes, om by die regte plek, die regte adres aan te klop en die regte vraag te vra, soos in Psalm 139, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ek glo nie, dit is maklik om voor die kenner van harte te staan te kom nie. Maar ek weet vir 'n feit in die woord van die Here is daar soveel genade opgeteken, dat op antwoord op al ons vrae en ons tekortkomings sal die Here sê, kom nou. En laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En al was dit rooi soos purper,
dit sal word soos wol. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan is daar die goeie nuus, geliefdes. As ons na die Here toe gaan met ons tekortkominge, daardie een ding, en in ons belyde, dan verseker die Here vir ons dat hy ons gaan vergewe, maar hy sê, ek gaan nooit weer daaraan dink nie. Hy sê, ek werp tussen die dieptes van die see, ek gooi dit agter my rug. Die Here vergeet daarvan geheel en al. En dit bring my met die plek waar ek sal sê, laat ons nie huiwer of vertoef, maar nader die Here in sieraad van heiligheid. Die nag het ver gevorder, dis amper dag. So nou dan kyk ek so bietjie dat die nuus wat uitgesaai word uit Frankryk uit. Dit is asof die profesie so voor my afspeel. En elke keer as ek daarna kyk, dan is dit elke keer of dit 'n dag nader is aan die wederkoms. Want die vervullings daarvan is so realisties, dat 'n mens dit nie kan miskyk nie. Alles dui daarop, dat die wederkoms op hande is. Alles. En dan is daar die verontrustende teks wat in die Bybel sê, nie eintlik verontrustend nie. Ons is nou nader aan die saligheid as toe ons tot bekering gekom het. Ek sit net nou in uitwerk, is nou net 50 jaar wat ek in die kerk is. Ek is 50 jaar nader aan die wederkoms. Ek kan dit nie glo nie, toe ek in die kerk gekom het die predikante die wederkoms gepredik. Dis op hande, dis naby. Dis 50 jaar later. Maar dis 50 jaar nader. As ons kyk met watter rampspoedige en met watter vinnige tred die COVID op ons toegeslaat het. Toe ons weer hoor is ons ingekamp. Net so vinnig kan die plaag val, net so vinnig kan die Here sy afsluitingswerk doen. Net so vinnig kan daar momente in die wêreld gegee word. Die geskiedenis is wreed. Ek kan nie glo wat ek sien wat in Afrika aangaan nie. Ek het die laaste Sabbat gesê tussen 13 en 17 miljoen mense, jong mense wat nog nooit in skool was nie. Weens etniese onluste. Israel en die Palestynë wat so beklei. Die mense is daar blootgestel aan hongersnood, die vrouens en die kinders soos nog nooit tevore nie. Israel laat net so 'n bietjie kos deur, asof hulle net in die lewe hou. Nou is daar weer probleme met Irak. En dan het ons nog, miskien weet jy, ek moet sê, Donald Trump. Die man is vol triks. Maar onwetend speel hy ook 'n rol in die profesie. Dit beweeg net al hoe nader en nader na ons toe. Liefdes, ek wil eintlik niks verder sê nie. Ek wil dit by u laat om daaroor na te dink. Is daar iets tussen u en die Here wat saak maak? Wat verhoed dat ons nie die Christelike ondervinding het wat ons behoort te hê nie? Voel jy nie baie keer so 'n doodsheid nie? Of is dit net ek? Dis omdat ek nie aan my lewe wil krap nie. Myself blootstel aan wat waarlik verkeerd is nie. En ek het dit al voorheen ook gesê, ons is geneig om met handskoene, jy weet, onsself te hanteer. Baie sag. Maar ons moet daaroor nadink. Is daar iets? Is daar iets tussen ons en die Here? Die Here kan die probleem vir ons oplos, soos nou. Kom na my toe, almal vermoeid en berus is, en ek sal julle rus gee. Daarom wil ek dit by u laat, geliefdes. As jy huis toe gaan vanmiddag, dink so 'n bietjie na.
is daar iets tussen my en die Here? Is daar iets tussen my en my medemens wat verhoed dat ek nie 'n gesonde verhouding met die Here het nie? As daar niks is nie, prys die Here. Dan het ek vanmôre net met myself gepraat. Mag die Here u seën, geliefdes, u nadink oor wat ek gesê het. Kom ons sing dan ten slotte van lied 210. Ek vlug skuil met die wete dat hy daar is, Here, dat hy omgee, dat hy met reikhalsende verlange wag, dat ons na U toe sal kom om vrede te vind, genade in die oë en vergifnis, en ons dan op 'n pad te stel, Here, wat lei na die ewigheid, om saam met die verlossers van alle eeue te kan aanbid met die wete dat U ons verlossing en ons sterkte was in ons vreemdelingskap hier op aarde. Ons bid U toe, Here, dat U vir ons daardie genade sal skenk, om eerlik met U te wees, eerlik met ons medemens en eerlik met onsself, sodat ons werklik, Here, die vrede kan geniet wat U vir ons in gedagte het. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.